En volgende wil ek net 'n boodskap van bemoediging bring vir elkeen van ons. Want in hierdie wêreld is daar baie gebrokenheid. Ja, hierdie wêreld is baie gebrokenheid en ons weet dat die kinders van die Here nie noodwendig vrygeskel is van gebrokenheid. Dinge gebeur met ons almal. En ons almal was deur goed. Ons weet ook die woord sê, many are the afflictions of the righteous, but God delivers him from them all. So ons weet daar is dinge, hy sê, hy het op 'n stadium met sy disippels een kant toe gevat, en hy sê, ek het julle hierdie dinge vertel, sodat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal jy dit moeilik hê, maar hou goeie moed. Ek het reeds hierdie wêreld oorwin. Be of good cheer, sê die Engels. So hou goeie moed. En ek wil praat oor daai goeie moed, want baie keer deel ons met hierdie gebrokenheid in ons lewens, en ons moet moed hou, want ons het 'n lewende hoop. 'n lewendige anker agter die gordyn. Sy naam is Jesus Christus. En in hierdie gebrokenheid, baie keer kom ons na die Here toe en sê, Here, hoekom gaan dit so met my? Ek is 'n kind van die Here, hoekom ek is getrou en ek gaan kerk toe en ek lees en ek in stilte tyd, en hoekom deel ek met hierdie dinge? En ek dink hierdie skrif gaan 'n bietjie vandag oor dit. Ons weet dan een ding wat die woord sê, dat ons nooit bo ons vermoëns beproef sal word. Wonderlik is dit wat ek altyd sê, dat wat ook al na my toe kom, moet eers verby my pa kom. Dis wat die woord sê. Hy sorg dat ons nie bo ons vermoë beproef word. So dit moet eers verby hom kom. Alright. En wat ook al hy verby laat gaan, is hy saam met my en hy sal my bekragtig. Amen. Daar's net ietsie wat oor die gebrokenheid wat ek vandag wil deel, dat die woord sê, kyk, ek staan en klop by die deur van jou hart, en as jy vir my oopmaak, dan sal ek ingaan en by jou kom woon. Jy sien, hoe wonderlik is vrye wil. Die Here het gesê, ek het jou vrye wil gegee, maak julle nie slawe nie, ek roep julle vriende. Met ander woorde, die mate wat ek die Here betrokke maak in my lewe, die mate wat ek die Here betrokke maak in my situasie, hang van my af. Hy dring homself nie in my situasie in. En dit geld vir elke situasie. As ek hom in hierdie situasie voluit soek, is dit goed, maar as ek in hierdie area in my lewe hom nie regtig wil ken nie, dan sal hy gaan nie net die deur afskop en homself daar indruk. Nou, so, en dis kom ek altyd sê, dat ons Here is 'n gentleman. Hy eer ons vrye wil so mooi, dat dit is ons keuse, waar en hoeveel. Hy sê, if you seek me and you diligently seek me, I will cause you to find. Dus, hoeveel wil jy hê en hoe graag wil jy my? Want soos graag wat jy my wil hê, so sal jy my vind. En dis wat vir my so mooi is van ons Here, en dis dieselfde met ons gebrokenheid en ons omstandighede in die wêreld. Daar gebeur erge dinge met die kinders van die Here ook. Maar ons het hierdie vertroosting dat die Here saam met ons gaan ons deur 'n dal van doodskade hê. Ek gaan niks ontbreek nie, die Here is met ons, hy is saam met ons, hy gaan deur ons. So ons het hierdie ding, Josef en sy broers, ons weet die hele verhaal van Josef, en hoe hy verkoop was, en hy was 'n slaaf, en hy's deur 'n hele lewenservaring, deur 'n tronk, en al die goed, en op 'n stadium toe sy broers Egipte toe kom om te kom kos soek in hierdie droogte en hongerte tyd vir hongersnood, het sy broers by hom gekom, en toe hulle agterkom is hy, toe sê hy vir hulle, 'n baie interessante ding, hy sê, that's what you intend for harm, my God used for good. Wat ook al die wêreld na ons toe gooi, ek wil bemoedig vandag, wat ook al jy mee deel, gaan ons Here vir goed gebruik. Nou, in die 15de eeu, wil jy 'n storie vertel, hier in die 15de eeu, is daar 'n Japaneese emperor, 'n keiser, né? En hy het hulle tee gedrink, ek het tee al gedrink, maar dit help nie vir my Engels nie. Ek het getraai, maar hy het tee gedrink, hulle drink het so 'n bakkietjie uit, en dit was vir hom 'n baie kosbare bakkie, en die ding het gebreek, en dis porselein, en hy stuur hom toe China toe, dat daai Chinese vakmanne die ding weer heel maak, want hy wil daai een hê. En hulle het hom reggemaak, en hulle stuur hom terug, maar hulle het vir hom metaal stapels ingesit,
weet baie soos wat jy 'n wond sal stypel, het hulle hom nou gestypel. En toe sy baie ongelukkig want die ding is lelik. En toe soek hulle nou in Japan en hulle kry toe 'n vakman wat vir hom die ding regmaak. En wat hulle gedoen het daai tyd is hulle vat 'n hars of soos 'n kleurlekker as ek die Engels kan gebruik. Of 'n epoxy, maar kom ons sê 'n hars, 'n deurskynende hars en hulle meng met goue poeier of silwer, maar goue poeier was die gebruik, maar die algemene gebruik. Meng hulle goud in hierdie hars en dan plak hulle die ding aan mekaar en dan politoer hulle hom weer op. En dit is kintsugi. Hulle noem dit kintsugi. Dis 'n kuns, kintsugi wat in die 15de eeu dan ontstaan het. En net so vandag dat die porseleinware wat so herstel het meer waarde as 'n heel een. So ons gebrokenheid. Wanneer ons die Here in ons gebrokenheid inbring, word ons gebrokenheid ons sieraad. Die wêreld het 'n probleem, want sy gebrokenheid bly gebrokenheid. Hy loop net verder met sy gebrokenheid en gewoonlik word 'n gebrokenheid al slegter, nie waar nie. Maar die kinders van die Here het, as wanneer hulle die hoop in die gebrokenheid inbring, dan word dit ons sieraad. Jy sien, dit wat die vyand vir sleg bedoel het, dit sal hy gebruik vir goed. Julle het al gehoor die Engels gesegde wat sê dat been there, done that, got the t-shirt. Jy sien, in Openbaring sê die woord dat we overcome by the blood of the Lamb and by the word of our testament. Dis 'n kragtige wapen in die hand van God wat met my en jou gebeur. Die oomblik wat ek hom in dit inbring en hy kom weld daai ding aan mekaar met sy goue teenwoordigheid, dan is dit 'n getuienis. En die oomblik wat daai getuienis na die wêreld toe kom, is dit kosbaar want dit genees ander. Jy sien, dit gaan nie net oor my nie, dit gaan oor wat hy deur my kan doen. Psalm 147 vers 3 sê hy genees die gebrokenes en verbind hulle wonde. Jy sien, die wat verbind is, kan ander ook lei na genesing. Weet julle wat is die ding van ons kinders van die Here? Baie van ons loop met nog gebrokenheid. Want ons het nog nie die Here daar ingebring. Ons het dit nog nie heeltemal oorgegee. So wat wil ek sê vandag? Dit is baie soos wat oom Lukas gepraat het van daai oom wat in die hospitaal gelê het. Ja, presies. Ja, toe hy die Here in dit ingebring in so 'n mate dat hy wat is sy naam gewees? Steve. Hy wat Steve is, het nie die pyn beleef. Sien jy hoe mooi, sien dit is, ek kan nie sê jy gaan nie pyn hê in jou lewe, maar die Here, jy kan dit vir die Here gee. Hy sal dit vir jou dra. Verstaan? Daar's iets anderste wat ons kinders vir ons het 'n lewende hoop. Ons gaan dalk deur die ding, maar hy is met jou. Daar wat hy sê, ek vat jou las op my, en sit my las op jou. Hy het Steve se las gevat. Ja. En sy vreugde, sy ligte las het hy op Steve gesit. Dit is so mooi getuienis. Maar dit is toegang, ons het elkeen toegang tot hierdie wonderlike ding in ons lewe. Matteus 5 sê hy salig is die wat tree. So ons sal onthou, ek het daai woord al vir jou gegee. As ons mense verloor. Die Here wil nie ons moet pyn hê nie. Die Here wou nie gehad het ons moet geliefdes verloor nie. Almal van ons hierso gaan een of ander tyd gaan iemand naby aan jou aangaan na hulle volgende bestemming toe of hulle huis toe. En die Here het nie dit bestem dat ons mense verloor. Maar hy sê geseënd is die wat treur. Die seun lê nie in die treur nie. Hy sê die seun, die goud lê, want hulle sal vertroos word. Dis sien wanneer ons Here Heilige Gees in daai leemte inbring, waar die verlies is. Sien dan maak hy daai gat vol met goud. Hy kan nie nou daai persoon vervang en daai persoon het aanbeweeg na die volgende bedeling toe, maar hy kan daai gat vol maak met daai goud en daai resin. Maar daai leemte kan hy vul. En jy sien daarin lê die seën. Daarom kan ons gebrokenheid 'n seën word. Ja. Ons verlies kan 'n seën word. Ek wil hê dat ons hierdie gedagte vandag dan kan huis toe vat, dat ons nie ons gebrokenheid gaan wegsteek nie. Ons gebrokenheid, baie keer is dit vir ons ook as mens
'n verleentheid. Weet, party mense het swakhede wat hulle nie so maklik wegsteek. So dis die swakhede, die gebrokenheid wat die wêreld vinnig vingers na toe kan wys. Nou, en die Here wil nie hê dat sy kinders mekaar se gebrokenheid moet uitwys nie. Ons moet dit bedek. Ons moet mekaar se swakhede bedek. Maar baie van ons loop met gebrokenheid wat nie so hooglopend is nie. En omdat ons skaam is oor ons gebrokenheid, deel ons nie met dit. So jy loop met gebrokenheid vir baie jare, ons pleister onsself buite mooi. Maar die gebrokenheid word nie gevul met die Heilige Gees nie. Word nie genees nie, word nie vertroos nie. So ons loop mank vir baie jare, omdat ons is skaam vir ons gebrokenheid. En al wat ons moet doen is, ons moet die gebrokenheid na die Here toe bring. En dit vir hom gee, sodat hy kan, laat ons hom daarin nooi. Hy gaan nie self daar aankom. Dis iets wat ek weet, ek het dit nou al seker 3 keer gesê. Hy gaan nie net self daar aankom, want dis jou lewe, dis jou gebrokenheid. Dis jou keuse om daarmee te deel in die mate wat jy daarmee deel. Ja, Here, ons kom voor in die naam van ons Here Jesus Christus. Here, ons vra dat U ons sonde sal vergewe. My sonde sal vergewe. Dat U my sal skoon was, Here. Here, ek bring U in elke area van my lewe in, waar U nog nie is nie. Daar in die kamers van my hart, wat ek miskien nog nie vir U oopgemaak het nie. Ek kies vandag om dit oop te maak. Here, ek vra dat U my sal vul, elke area. Hierdie areas wat in my lewe wat dalk gebroken is, waar ek dalk U nog nie verheerlik nie. Ek nooi U vandag in hierdie area in. Ek vra dat U dit skoon kom was. Ek vra, Here, Heilige Gees, dat U hierdie grondgebied sal kom beset in my lewe. Here, laat U werklik op die troon van my hart sal sit in elke gedeelte van my lewe. U sal verheerlik, laat ek U toegang sal gee tot elke deel van die lewe. Dankie Vader, ons bid dit so in Jesus Christus naam. Amen en amen.